I never saw a man who looked with such a wistful eye upon that little tent of blue, which prisoners call the sky, and at every drifting cloud that went with sails of silver by. I walked with other souls in pain within another ring, and was wondering if the man had done a great or little thing, when a voice behind me whispered low, "That fellow's got a swing." Dear Christ, the very prison walls suddenly seemed to reel, and the sky above my head became like a casque of scorching steel. And though I was a soul in pain, my pain I could not feel. I only knew what hunted thought quickened his step, and why he looked upon the garish day with such a wistful eye. The man had killed the thing he loved, and so he had to die. Yet each man kills the thing he loves. By each, let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife, because the dead so soon grow cold. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Judas se aandeel in die lyding van Jesus het my nog altyd gefascineer. Die naam Judas beteken lof, maar in plaas daarvan om Jesus te loof, het Judas hom verraai. En die taktiek van Judas se verraad het my gevang. En ons lees saam daardie oomblik. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. En die een wat Judas is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? En toe ek die eerste keer daai vraag van Jesus hoor, Judas, verraai jy my met 'n soen? Toe besef ek sal ook 'n paar vrae vir Judas wou vra. Ek sal wil weet, Judas, wat het jou gevat na die plek toe om die Here te verraai? Jy het al sy wonderwerke gesien, jy het lewe saam met hom gedoen. En van al die dinge wat jy as 'n teken van jou verraad kon gebruik het, moes jy 'n soen kies? Jy kon Jesus uitgewys het. Jy kon die klere beskryf het wat hy aangetree het, want jy het nou net saam met hom aan tafel gesit. Jy kon hom net met 'n vinger uitgewys het. Waarom 'n soen, Judas? Waarom het jy 'n uitdrukking van liefde gekies? En soos ek reflekteer oor die vrae in my hart, wat ek van Judas wou vra, en ek reflekteer oor Jesus se vraag, besef ek, Judas, ek is ook soos jy. My kop sê ek is lief vir hom, maar my dade het al my liefde weerspreek. In my hart wil ek hom met alles in my volg, maar ek leef met komplekse emosies, begeertes en vrese wat tot my eie verraad in Jesus se lyding bydra. En ek's genooi om my eie lewe te ondersoek, my kwesbaarheid, my keuses, morele keuses en die dinamiese wisselwerking tussen genade en my gebrokenheid.
En deur Judas se verhaal, deur te reflekteer oor hierdie vraag van Jesus in hierdie oomblikke van lyding, word ek en jy genooi om ons liefde vir Jesus te verdiep, ons toewyding aan hom te vernuwe en die grenslose genade van die Here se liefde weer te ontvang. Want is dit nie so nie, dit is so maklik vir ons om vyhandig teenoor Judas te wees op Jesus se lydingspad en ervaring. Ons soek baie keer iemand om te blameer vir dinge wat skeefloop nie waar nie. Ek bedoel nie om wat Judas gedoen het goed te praat nie. Maar dit is so belangrik vir ons om die komplekse mengsel van emosies, begeertes en vrese te erken wat dalk tot sy uiteindelike verraad van Jesus bygedra het. Judas moes met sy oortuigings, begeertes en die uitdagende realiteite worstel. En so ook ons. Niemand van ons dink dat ons die Here openlik sal verraai nie. Niemand van ons wil na daardie plek toe gaan om dit te erken nie, maar die begeertes waarmee ons leef, kan ons so maklik oorneem. Jy sien, die Here het elkeen van ons gemaak met 'n enorme vermoë tot begeertes. Dis die manier hoe ons aan mekaar gemaak is, en ons het allerlei begeertes. Ons het materiële begeertes, die begeerte om goed te vaar in ons loopbaan. Ons het verhoudingsbegeerte, die begeerte tot gesonde verhoudings, vriendskappe, intimiteit. Ons het fisiese begeertes, kos, drank, rus. Dis diep begeertes in ons lewe wat die Here in ons geplaas het. En dit is so belangrik vir ons om dit te sê, vir my om dit te sê. En vir ons om dit te besef, want ons dink ons begeertes op sigself is 'n slegte ding, verkeerde ding of 'n bose ding, maar die Here het ons geskep met 'n vermoë vir groot begeertes. Maar jy weet, en ek weet, dat ons begeertes verdraai kan word. Ons begeertes kan ons op 'n paar baie donker paaie neem. Materiële begeertes kan donker word. En ons wil meer en meer en meer en ons word gulsig en synig en ons weet nie meer hoe dit is om vrygewig te wees nie. Die begeerte om te presteer kan donker word wanneer ek bereid is om my familie, my kinders, my eie gesondheid, wanneer ek dit opoffer. Die begeerte om aanvaar en geken te word donker wanneer ek goedkeuring ten alle koste soek. En fisiese begeertes na kos of drank of seks of rus kan my neem op paaie van verslawing, verraad, bedrog. Dis in ons. En dit is te midde van hierdie begeertes dat daar 'n uitnodiging na ons toe kom, en dis 'n wonderlike uitnodiging om die lewe te kies. Om die lewe te kies. Die Here het ons geskep met 'n vermoë tot begeerte, maar die Here het ons ook geskep met die vermoë om besluite te neem. En dis die eerste uitnodiging wat vandag na ons toe kom, is om te besluit. Judas het besluit om nie die lewe te kies, te midde van sy donker begeertes nie. Hy het op 'n plek gekom waar sy begeerte na materiële dinge, geld, hom op 'n donker pad gevat het, met tragiese gevolge. En ons word 'n paar keer bewus gemaak van Judas se verknogtheid aan geld. Toe 'n vrou Jesus se voete kom was met olie wat duur was, 'n parfuum wat soveel werd was Judas so opgewerk daaroor, en hy het dadelik gereageer en hy het gesê, weet julle hoeveel geld ons vir hierdie parfuum kon kry? En dan voeg hy by, o ja, om vir die armes dit te gee. Maar Johannes sê, hy het dit gesê, nie omdat hy oor die armes bekommerd is nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad van Jesus en sy bediening, en hy het uit daardie beursie bydraes gevat. Sy begeerte na meer het hom op 'n donker pad geneem. Ons begeertes kan dit met ons ook doen.
Maar ons kan vandag 'n ander besluit neem om lewe te kies te midde van donker begeertes. Ek het hierdie week saam met iemand gesit. Hulle is getroud en hulle het kinders. En hulle voel aangetrokke tot 'n persoon waarmee hulle werk. Dit het hulle gegooi. En terwyl ons sit en gesels, pak hulle 'n paar van die begeertes uit waarmee hulle loop en ek weet terwyl ek luister dat ek hulle wil nooi om te reflekteer oor die dieper begeertes. En ek vra die vraag, maar wanneer jy sterf en wanneer mense jou begrafnisblaadjie lees, wil jy graag bekend staan as iemand wat in die lig gewandel het, selfs in die donker oomblikke, en dat jy daar getrou was, waar niemand kon sien nie? Terwyl ek praat, het die persoon geglimlag en ek het geweet dat hulle selfs 'n dieper begeerte as die aantrekkingskrag vir 'n ander persoon het. Dit was 'n dieper begeerte na getrouheid en goedheid. En in daardie oomblik sê die persoon vir my, ek besluit, ek kies lewe. Dis nie maklik nie, maar met God se genade gaan ek dit kan doen. Vandag is daar 'n besluit wat ek en jy ook kan maak. Om te onderskei die begeertes waarmee ek leef, is ek besig om op 'n donker pad, deur 'n donker deur te stap. Ek kan besluit om lewe te kies, te midde van daardie donker begeerte wat ek myself mee bevind. En wanneer ek daai besluit neem, om lewe te kies, is die tweede uitnodiging om te bekeer. Om te bekeer, hierdie begeerte, hierdie gedagtes wat ek rondom dit het. Bekering beteken om weer na die Here toe te draai. En bekering is nie net 'n eenmalige ding wat gebeur in ons lewe nie. Dis 'n daaglikse besluit en is 'n lewenslange reis. Dag na dag kies ek om my lewe na die Here toe te draai. Dis een van die grootste woorde in die Bybel. Ons lees in die Ou Testament hoe die profete voortdurend mense geroep het om na God toe terug te keer. En hulle te keer weg van die kwaad wat hulle doen. In die Nuwe Testament verkondig Jesus sy eerste boodskap. En bekering is een van sy eerste woorde. Hy sê, hoor, die koninkryk van God is naby. Bekeer en glo die goeie nuus. Bekeer beteken om letterlik jou denke te verander. Soos 'n Engelse vertaling sê, to change your thinking. Dis wat die woord metanoia letterlik beteken in Grieks. Ek sê, hoorie, ek besluit, ek gaan nie so leef nie, maar ek gaan ook nie meer so dink nie. Ek gaan dit nie meer doen nie, ek wil iets anders hê. Here, help my, help my. En hierdie is 'n aanhoudende proses, want elke dag word ek en jy of gekonfronteer, of herinner, dat daar areas in ons lewe is wat nie na God gedraai is nie. En dan begin ons weer. Ons draai na hom toe. Bekering is nie 'n gevoel of 'n emosie om vir onsself jammer te voel nie. Bekering is 'n bewuste besluit om na God te draai. En dan, uit God se barmhartigheid en liefde, die gawe van 'n nuwe begin te ontvang. 'n Nuwe begin. 'n tweede kans. Ons sê dit elke liewe dag beskikbaar. En wanneer ons na die evangelies luister en hoe Jesus praat, dan sê hy op 'n stadium, my Vader, laat dit reën oor die regverdiges nie en die onregverdiges. As ons daai woorde hoor, dan besef ek, ons kry 'n prentjie van God, wie se goedheid nie afhang van hoe goed ons is nie. Ons dien 'n God wie se goedheid nie afhang van hoe goed ons is nie. Sy barmhartigheid en genade stroom uit na elke mens. En as ons kyk en ons volg vir Jesus na die kruis, dan sien ons hy die boosheid wat mense doen in sy lewe absorbeer en hy fluister, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is die omvang van God se genade en barmhartigheid. Dit is God se liefde wat uitreik na elke mens. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. En ons bekeer ons nie om God te kry om ons meer lief te hê nie, om God te kry om sy gedagtes teenoor ons te verander nie, want diep in
God se hart is daar reeds 'n begeerte om ons so lief te hê, om ons te vergewe, om ons te versoen. Dis reeds daar. Wanneer ons bekeer, maak ons lewe oop, sodat ons dit kan begin ervaar. Ons bekeer, sodat ons dit kan ervaar, en dit is so belangrik vir ons om dit te ervaar. Watter begeertes en dele, areas van jou lewe wil jy weer draai na hom vandag? Bekeer. Change your way of thinking, jou gedagtes. Jy raak dalk bewus van patrone, maniere van optree in jou lewe nou soos ek praat. Draai hulle na God toe. Draai, bekeer, die koninkryk van God is naby. En dan wanneer ek op daai oomblik kom waar ek sê, Here, ek draai weer vandag na U toe. Kom die uitnodiging om te bely. Om te bely, met om te praat, woorde te gee vir dit wat binne ons aangaan. En soms wanneer ons bid, is ons nie eerlik met God nie. Martin Luther het een keer hierdie woorde gesê, en ek haal hom direk aan. Wanneer jy bid, moet nooit vir God lieg nie. Bely die begeertes in jou hart teenoor hom. Selfs al het ek begeerte na wraak, praat ek met hom daaroor. As ek 'n begeerte het na meer en meer in my lewe van iets, wat ook al, goedkeuring, erkenning, geld, praat ek met God daaroor. Ek kry dit uit, want sodra ek dit ophou, as ek ophou praat oor daai donker begeerte, dan gaan ek in daai donker siklus af. En ek staan voor die deur van die dood. En daarom wil ek jou nooi om jou donker begeerte, wat dit ook al is, voor die Here te bring. Moenie skaam wees daaroor nie. Praat daaroor met Jesus. Hy vra jou vandag, wat wil jy ten diepste hê? Ek wil weet wat jy begeer, sodat ek jou kan ontmoet waar jy is, en jou kan vorentoe lei, en jou innerlik genees. Belydenis maak die deur van ons lewe oop, sodat ons God se vergifnis en liefde, genade, vryheid en genesing kan ervaar. En ek bid dat jy daardie deur sal oopmaak, deur te bely. Ek wens so dat Judas teenoor Jesus bely, dat daai deur vir hom kon oopgaan. Ek wens hy kon dit waarmee hy sukkel met Jesus deel. Hy het vir so lank tekens gewys van hierdie gevaar, maar nie een keer na Jesus toe gegaan en vir hom gesê, hoorie, ek het meer nodig nie, hierdie lewe is nie genoeg vir my nie. Want nie net het Judas Jesus verraai nie. Hy maak die uiteindelike fout om te glo dat sy sonde, die duisternis binne in hom, iets wat hy in 'n oomblik van swakheid gedoen het, hom buite die grense van die Here se barmhartigheid, liefde en verlossing gewerp het. En ons lees die Judas, sy verraaier, besef het dat Jesus ter dood veroordeel is, was hy bitter spyt. En hy het daai geld wat hy gevat het, teruggevat na die priesterhoofde toe, en hy het vir hulle gesê, ek het verkeerd gemaak, ek het 'n onskuldige man uitgelewer, en hulle antwoord was, dit raak ons nie, dis jou probleem. En daar besluit hy kan nie deur Jesus vergewe word vir wat hy gedoen het nie. Hy besluit dit, en daarom verwerp hy alle geloof en hoop in ruil vir wanhoop. Sommige van ons hier vandag weet hoe dit is om by daai deur te staan. En as dit jy is ek so bly jy's hier vandag. Want ek wil vir jou sê, daar's niks wat jy ooit kan doen wat jou buite God se genade kan plaas nie. Niks nie. Gaan na hom toe. Praat met hom. En miskien het jy by daai deur gekom, waar jy jouself en ander seer gemaak het. En ek wil vir jou met al die passie in my hart vandag sê, die Here begeer om jou te herstel en te genees en gesond te maak. Ons kan nooit iets doen wat ons buite God se genade plaas nie. Ons kan kies teen dit, maar hy kies ons, hy kies jou. En ek pleit by jou vandag,
Laat daardie begeerte jou vandag na die Here toe lei. Laat dit jou na Jesus toe lei, waar jy dit met hom kan deel. Want hy plaas nuwe begeertes in ons harte. Begeertes om goed te doen. Begeertes om in waarheid te lewe. Begeerte om hom te leer ken. Hy begeer dit vir jou vandag. Jy word vandag genooi om na jou bidplek toe te gaan. En miskien het jy 'n spasie gemaak spesifiek vir hierdie lentreis, hierdie lydenstydreis. En jy wil soontoe gaan. En daar wil ek jou nooi om neer te skryf die belydenis teenoor Jesus. As hy jou moet vra, hoekom verraai jy my met 'n soen? Jy hoef nie weg te loop nie. Jy kan erken die donker begeertes. Dit waarmee jy sukkel en worstel, wat jou op 'n ander pad wil vat. Jy kan weer sê, Here, ek draai weer na U toe. Ek kies weer, want U het my gekies. Ek wil nie die deur toehou en nie die vergifnis en genade en barmhartigheid en liefde wat U vir my het, nie ontvang nie. Ek maak oop, Here, en ek bely al hierdie goed in my innerlike wêreld. Help my, verander my, gee my nuwe hart, gee my nuwe begeertes. En jy kan daardie belydenis neerskryf, en dalk wil jy dit toemaak, iewers gaan begrawe, verbrand, by die kruis sit, wat ook al jy nodig het, simbolies om dit vir Jesus te gee. Ek wil jou nooi om dit te doen vandag of in die week wat vir jou voorlê. Dalk wil jy daaroor bid en daaroor dink en woorde kry. En dalk wil jy met iemand daaroor praat, in 'n veilige spasie. Dan is jy so welkom om uit te reik. Een van ons spanlede sal saam met jou bid, sal saam met jou luister. Sy vergifnis vir jou is so groot, is oneindig. En sy liefde en genade vir jou ook. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U genade en U lewe, dat U die gebrokenheid van ons wêreld, van onsself in U geabsorbeer het, Here. Help ons om deur hierdie deur oop te maak, U vergifnis en genade te kan ontvang. Heilige Gees, kom herinner ons weer, dat niks ons kan skei nie, niks ons kan buite U genade plaas nie. Die van ons wat sit in wanhoop, wat voel, dis vir my verby, Here, help ons om weer ons gedagtes na U toe draai, ons manier van dink, ons maniere van doen, ons bely, ons is stikkend, Here. Ons bely, ons maak die verkeerde besluite, vergewe my, vergewe ons, Here. En dankie dat U liefde nuut maak, gesond maak en heel maak. Ons het U so lief en ons het U so nodig. Dankie dat ons U kan volg, selfs in oomblikke van lyding en seer wat ons self veroorsaak of van ander veroorsaak en weet U roep ons. Here, ons wil reageer op U wat ons roep, kom, volg my na die kruis, volg my na die opstanding. Dankie, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Onthou dat jy kan uitreik, die kontakbesonderhede is op jou skerm. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vrede van sy Heilige Gees is met jou. Amen.